Habakuk 1 van vers 2 af. Hoe lank moet ek nog om hulp roep voordat U my hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag of verbrysel. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte van Habakuk. En ons as mense staar ons baie keer net blind aan die al sou die vyeboom nie bot nie en daar nie drywe aan die wingerde wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ons ken daai baie goed. Maar Habakuk gaan deur 'n geweldige moeilike proses om daarby uit te kom. Vir Habakuk om daar by daai belydenis van hom te kom, was hy deur 'n absolute worsmasjien. Hy was deur 'n absolute krisis in sy lewe. Hy het 'n geloofsprobleem krisis gehad. Hy het vrae gehad, hy het twyfel gehad en hy het hierdie worsteling gehad met ek praat met God, maar dit is asof God nie met my praat nie. En dan skryf hy hier, hy begin deur te sê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Nou ons moet onthou wat hier gebeur het is, die Babiloniërs was die volk wat vir Israel sou inneem op daardie stadium. En Habakuk beskryf natuurlik self die situasie. Hy sê die reg is verby. Hy sê en kyk hoe lyk die onreg, kyk die onderdrukking, kyk die geweld, kyk die bekleierery. Sien al hierdie dinge raak. Die wet het nie eers meer krag nie. Daar is nie meer eers vir die mense 'n reg en 'n verkeerd nie. En dit was natuurlik die toestand, die kondisie van Israel gewees. Want Israel het al hierdie verkeerde dinge gedoen. Israel se priesters het drank gebruik, hulle het in hulle afgodsdiens verslap. Hulle het nie die offers aan die Here gebring nie. Hulle het in afgoderry verval. So baie van die leiers het totaal die regte pad verlaat en hulle het natuurlik 'n paadjie begin volg wat wêrelds is en wat nie volgens God se plan was nie. En ons sien dit ook raak vandag, nê? As ons gaan rondkyk rondom ons, hoe baie mense en ook geloofsleiers die pad byster raak. Allerhande dinge begin glo wat nie in die woord staan nie. Begin afwyk van God se woord en begin aanpas in die wêreld en begin dinge doen wat vir die wêreld aanvaarbaar is, nie meer vir die Here nie. Want om te doen wat vir die Here belangrik is, gaan veroorsaak dat jy soos 'n seer vinger uitstaan. Dit gaan veroorsaak dat die mense jou raak sien. Dit gaan ongemak vir jou bring. Dit kan selfs vir jou probleme in jou lewe bring. As jy as Christen begin om jou rug reguit te maak en te sê, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, hierdie is volgens God se wil, hierdie is nie volgens God se wil nie. Want dit is waar Israel natuurlik uit die bus uitgeval het. Dit is hier waar Israel natuurlik totaal die pad byster geraak het. Hulle het nie dit meer gedoen nie. 'n Profeet is iemand wat nie erken word nie. As jy gaan kyk na Jesaja, Jeremia, Daniël, jy gaan deur al die klein profete, Amos, Habakuk, Joël, Obadja, Sefanja en so aan, Micha, Maleagi, dan gaan jy agterkom dat al hierdie mense probleme gehad het. Jeremia was in 'n modderput gegooi. Hulle wou hom doodgemaak het en toe hy gekrepeer het in die modder, het hulle hom uitgetrek later. Al die profete wat sê wat God sê, is nie populêre mense nie. Nou daarmee sê ek nie mense moet allerhande snaakse goed gaan kwytraak net om onpopulêr te wees nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Waar dit gaan is dat mense wat hulle ore by God het en hoor wat God sê deur sy woord, hulle monde sal natuurlik wees by ander mense se ore. En Israel moes dit doen, maar hulle het nie. Hierin het hulle geval. Nou kom Habakuk en hy wil soos Daniël intree vir die volk en hy vra vir die Here 'n paar vrae. Nou as jy Habakuk gaan lees hom gerus hierdie week so 2 of 3 keer
stadig deur. Dan gaan jy agterkom dat Habakuk se eerste vraag gaan oor waarom, Here? Hoekom? Wat is die rede dat hierdie nou met ons moet gebeur? En baie mense het hierdie vraag, wat mense vra, hoekom, waarom met my? Waarom gebeur hierdie dinge? Baie keer ervaar mense in hulle lewe in 1 jaar, 2, 3 krisisse, of mense is voortdurend besig om deur 'n krisis te gaan, en dan vra mense die vraag, waarom, Here? Hulle soek 'n verklaring, ons soek 'n rede. Mense voel veilig as hulle 'n rede het. Baie mense kyk natuurlik sepies op televisie, want hulle kry voorspelbare dinge en redes hoekom dinge gebeur. Dis hoekom kinders dieselfde storieetjie oor en oor en oor kan kyk. Dit is vir die mense makliker om die bekende te hê wat al die antwoorde is. Daarom dat kinders later die programme se woorde uit hulle kop uit ken, of mense elke aand sepies kyk wat eintlik voorspelbaar is, eintlik dieselfde is, want mense soek die veilige, mense soek die algemene en bekende. Maar die oomblik as ons boot geskit word en dinge die mekaar is, dan's niks meer voorspelbaar nie. Dan help die sepies nie meer nie, dan help die kinderprogramme nie meer nie, dan help die bekende dinge nie meer nie, want alles is dan deur mekaar in ons lewe. En dan is dit die vraag van waarom nou hierdie? En dan begin mense allerlei vreemde goed sê. Party mense sal sê, ja, jy het sonde gedoen, omdat jy sonde gedoen het hierdie ding oor jou gekom. Ander mense sal sê, jy het familievloeke, dis omdat jou oupa grootjie sonde gedoen het, en nou moet jy die prys betaal, want daar's 'n familievloek. Nou, al twee hierdie teorieë is verkeerd. Gaan lees gerus Jesegiel 18, waar hy skryf, daar's 'n pa wat sonde doen. Hy sal gestraf word daarvoor. Hy sal 'n seun hê op sy wat op sy beurt weer die Here aanbid. Hy sal gered word. Maar hy kan weer 'n seun hê wat sonde doen en hy sal gestraf word. Jy sal nie weer in Israel die woorde gebruik of die spreekwoord, die ou mense eet groen druiwe en die kinders se tande word stomp nie. Die spreekwoord beteken, die ou mense het sonde gedoen en ek moet nou deur hierdie dinge gaan. So dit beantwoord jou vraag. Daar is nie iets soos 'n familievloek of 'n familiesonde nie. Jy het die verantwoordelikheid in jou lewe. So as jy die waarom vra, moenie gaan soek by jou oupa grootjies en so in die lyne afgaan nie. Die tweede is, as jy jou sondes bely, moenie gaan soek vir sondes in mense glo wat vir jou sê, jy het 'n sonde gedoen, jy het iets verkeerd gedoen en daarom moet jy nou die prys betaal nie. Ons lees dit in die boek Job, dat Job hierdie hele teorie kom uitdaag en sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het nie sonde gedoen om hierdie te verdien nie. En op die einde sê die Here vir Job, jy's reg, bid vir jou vriende, bid vir die mense wat dink, jou sondes het dit veroorsaak. Dink mooi daaroor. As ons waarom vra en ons praat oor sonde en ons sê sonde het veroorsaak, dan moet ons regtig sonde verstaan, want sonde lei tot die dood. En as ons wil sê dis sonde se skuld, dan moet almal van ons die dood neerslaan. Dit gaan ons nie so liggies tref nie. Wat van al die ongelowige mense, hoekom tref niks hulle dan nie? So die teorie van waarom oor sonde is ook nie 'n goeie teorie nie. Dan vra mense waarom vra en hulle sê, maar miskien het die Here 'n plan. Dan sal baie mense vir jou sê, maar God het 'n doel, God het 'n plan, jy moet nie deurgaan. Maar genigtig, as jy in die middel van die storm sit, is dit nie 'n goeie antwoord nie. Dis nie iets lekkers om te hoor nie, want skielik met jou kop gaan dink aan 'n klomp ander dinge. Dit laat my dink aan Claudia in Philip Yancey se boek Where's God When It Hurts. Sy lê daar met kanker, dodelik siek, en dan sê Philip, sy kry hierdie verskillende besoekers. Die een besoeker sê vir haar dis sonde, en dan probeer sy sonde bely. Die ander besoeker sê vir haar, loof die Here in al jou omstandighede, dan doen sy dit. 'n Ander een sê die Here wil eintlik deur haar lewe demonstreer dat sy genees gaan word, en dan sê 'n ander een vir haar, God het 'n plan en sy gaan die plan later sien. Nie een van die antwoorde is reg nie. Waar's God as ons swaar kry? Dit is in die eerste plek in ons waarom vra. Want die feit dat ons met God praat, is al klaar ons antwoord. Want God sê, gaan jou nooit alleen los nie.
Ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek hou vir jou in my hande vas. Uit my hande uit sal niemand jou ruk nie. So op ons waarom vraag, kom die antwoorde uit die Bybel uit. Jesus wat sê, ons siektes, ons sondes het hy op hom geneem. Paulus wat sê, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof kweek suiwer hoop. Die antwoorde stroom in uit die Bybel uit, as ons die waarom vraag begin vra. Die antwoord op die waarom vraag is in die Bybel. Die tweede vraag, wat in hierdie boek baie sterk na vore kom, is wanneer Habakuk vra, hoe lank nog? Hoe lank nog moet dit gebeur? En dit is 'n vraag wat baie mense vra. Hulle sê die intensiteit van my probleme is so baie, ek kan nie meer nie. Hoe lank nog, Here? En weer eens, jou vraag teenoor God impliseer klaar die antwoord. In Jesaja lees ons sê die Here, as jy deur vuur moet gaan, is ek by jou, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, laaste verse, hy sê, innerlik word ons dag tot dag vernuwe, maar uiterlik vergaan ons elke dag. Dis onkeerbaar. So in die hoe lank nog, antwoord Paulus en hy sê, weet jy wat, die swaar kry, lees ons in Romeine 8, die swaar kry wat ons nou moet ervaar, is ook die swaar kry waardeur die skepping gaan. Ons sig saam met die skepping. Hierdie is 'n gegewe, hoe lank nog? Dit is die lewe, skryf Paulus. En dan sê Paulus, die swaar kry wat ons in hierdie lewe ervaar, loop uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Hoe lank nog? Verander die antwoord. Natuurlik, ons wil weet in terme van hierdie tyd. Paulus antwoord in terme van die groot tyd. In die tyd wanneer Jesus weer gaan terugkom. En dan praat die Here met hom en hy sê vir hom, Habakuk, wat gaan gebeur is, maak nie saak wat jy vra nie. Die Babiloniërs gaan julle inval. Dit is wat gaan gebeur. En dan sê Habakuk, ek sit op my wagtoring, ek soek antwoord van die Here af, en die Here moet my nou antwoord op grond van hierdie vraag. En dan kom die Here, dan antwoord hy hom en hy sê, dit is hoe dit sal wees. Israel het sonde gedoen, die Babiloniërs sal hulle inval. Dit is wat gaan gebeur. En dan sit Habakuk hier op sy wagtoringkie, en hy is totaal gedisoriënteer. Want hy het gedog, hy's 'n formule. As hy so bid, sal dit gebeur, en as hy so bid, sal die Here dit doen. En baie mense maak daai fout. Die Here is 'n poppie wat ek so beheer op 'n toutjie. As ek dit vra, Here, moet hy soontoe spring. As ek dit vra, Here, moet hy soontoe spring. Baie mense sit met hierdie foutievelike persepsie van die Here. Hy spring nie vir ons nie. Ons reageer op hom. Hy moenie volgens ons pype dans nie. Hy sal nie volgens ons pype dans nie, want hy's God. En omdat hy God is, antwoord hy ons. En dan kom Habakuk, na hierdie verskriklike stryd wat hy gehad het met die Here deur sy gebed, kom hy in hoofstuk 3. En dan sien ons 'n ander Habakuk. Ons sien 'n Habakuk wat begin bid, terwyl hy binne-in 'n situasie sit.